Weer Hebreërs 11, daardie hoofstuk wat gaan oor die geloofshelde. En ek gaan net so 'n bietjie deur die hoofstuk gaan en dit net as 'n inleiding tot ons voortgaan met vanaand lees. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers van wie hulle geloof, dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons, dat die wêreld deur die woord van God geskep is, die sigbare dinge het dus ontstaan uit iets wat ons nie sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offer aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom 'n erfgenaam gemaak van die maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het, en waarvan God self die ontwerper en die bouer is. Ek gaan so 'n bietjie vorentoe gaan en net so 'n bietjie verder lees. Ek gaan nie almal se stories lees nie, die hoofstuk is te lank. Omdat die ouers van Moses geglo het, vers 23, het hulle hom na sy geboorte 3 maande lank weggesteek, toe hulle sien dat hy 'n mooi kindjie is. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Omdat Moses geglo het, het hy toe hy groot geword het geweier om die seun genoem te word van die Farao se dogter. Hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, om die kortstondige genietinge van sonde te hê. Die smaad ter wille van Christus het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte. Omdat hy geglo het, het hy die pasga ingestel en die bloed aan die deurskoestyne laat smeer, sodat die engel van die dood nie die eersgeborenes van Israel sou tref nie. Ek spring so 'n bietjie vorentoe. En wat moet ons nog sê, vers 32? Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Samson, Jafta, van Dawid, Samuel en die profete. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het leeu se bekke toe gestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog en het die leers van vreemdes op die vlug gejaag. Vroue het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie en is doodgemartel.
Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Ander weer het bespotting en lyfstraf verduur, selfs boeye in gevangenskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gely, is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en in grotte en in gate in die grond gelewe. En hoewel daar oor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. Ons lees tot sover. Vriende, ons het vir mekaar gesê ons behoort aan Abba. Abba wat werklik die beste is. En die eerste bede is dat hierdie feit dat ons Vader in die hemele erken moet word vir wie hy werklik is, die beste, die liefdevolste, die grootste, die God wat met sy asem geskep het, die God wat geskep het, die een wat alles wat ons sien geskep het uit dit wat ons nie sien nie. Vader, laat U naam geheilig word. Die tweede bede in die versoek het ek gesê gisteraand vloei amper uit die eerste bede uit. Abba wat oor alles regeer, se koninkryk moet kom. Eindelik tot realisering kom op elke plek wat dit nog nie gerealiseer het nie. Ons Vader, laat U koninkryk kom. Dallas Willard sê die definisie van 'n koninkryk is the range of one's effective will. Die area waaroor jy jou wil kan uitoefen. Ek het 'n tydjie terug hieroor gepreek en verduidelik hoe 'n kindjie sit en speel en daai speelgoedjies, dit is die goed waaroor hulle beheer het. Dit is die area waaroor hulle beheer het en wat hulle kan uitoefen. En soos mens groter word, raak dit meer en word mens soms in 'n posisie aangestel waar jy besluite moet neem en waar dit nie net gaan oor ek gaan waartoe ek wil en ek doen wat ek wil nie, maar dit raak ook ander mense en ek moet begin besef dat die feit dat my wil en dat daar mag miskien is om te kan uitoefen oor ander, dit kom met 'n ontsaglike verantwoordelikheid. Vir 'n ouer kom dit met die verantwoordelikheid om te besef maar ek moet my kind grootmaak en help hom te ontwikkel na die beste van my vermoë en die mag en die wil wat ek het om oor hierdie kind uit te oefen is iets waaroor ons moet dink en snaaks genoeg, dis een van die moeilikste goed in die lewe en ons kry nie soveel opleiding in skool daaroor nie. Die huwelik waar my wil op 'n ander ook 'n intense invloed het. Volgende ding waaroor ons nie soveel opleiding kry in ons hele groot word nie. Dis hoe ver iemand se mag strek. Ek het nou die aand gepraat oor sonde en geloof, wat die enigste twee goed is wat radikaal sentraal en totaal is. Met ander woorde, geloof is nie iets wat jy in die kerk kan sentreer op daardie terrein nie. Geloof hoort nie by die kerk nie. Geloof hoort nie op die golfbaan nie. Geloof hoort nie in my kar as ek bestuur of in my sport as ek dit doen of in my huwelik of geloof is nie tot 'n terrein, met ander woorde gedeeltelik afgesperg, periferieel in daardie plekkie. Geloof werk nie so nie. Geloof sowel as sonde is iets wat direk na die hart toe gaan en in die hart beweeg dit saam met die mens in elke terrein van die lewe in. En daar het ons elke keer die keuse. Elke terrein wat ons betree ons in geloof of in ongeloof, in sonde. So vriende, wanneer ons mag uitoefen, is daar 'n hele klomp terreine in die lewe waaroor ek mag het en miskien beheer ek nie al die terreine nie, maar ek het tog 'n sê, ek het tog by die gym 'n membership, soos die Engelsman sê. Ek is 'n lid. Ek betaal my maandelikse gelde. Ek stap in die winkel rond. Ek het keuses wat ek koop en wat ek nie koop nie. Ek voer 'n sekere regering uit deur my keuses, deur hoe ek leef en die manier waarop ek leef. Laat U koninkryk kom
vra dat God se koninkryk sal realiseer in hierdie klomp koninkryke van ons almal. Maar ongelukkig weet ons mos nou in hierdie wêreld waar God vir ons vrye keuse gegee het, is daar baie plekke waar God se koninkryk nie realiseer nie. Nog nie realiseer nie. Dis egter baie belangrik dat ons vir mekaar sê, ons bid nie dat God se koninkryk tot stand moet kom nie. As God wou, het hy nooit vir die mens vrye keuse gegee nie. As God wou, het hy Adam en Eva net uitgevee die oomblik toe hulle gesondig het. Maar God het vir die mens vrye keuse gegee. God het toegelaat dat hierdie pad van die sonde die wêreld tref. God het geweet wat kom. Sy koninkryk word nie geskep nie. Ons bid nie met hierdie sinnetjie, ag Here, laat U koninkryk nou ontstaan uit niks uit nie. God se koninkryk is van ewigheid tot ewigheid. Dit bestaan en daar is realiteite en plekke baie groter as hierdie waar God se wil die totale wil is. Waar die koninkryk absoluut en elkeen daaronder absoluut gehoor gee aan God se perfekte wil. Waar God se koninkryk perfek gekom het. So dit begin nie bestaan nie, dis nie waarvoor ons bid nie. Ons bid net dat sy koninkryk ook in hierdie plekke sal kom. Menslike koninkryke kom en gaan. Die profie wat ek nou die aand aangehaal het, wat gepraat het oor die RST, die terreine van die lewe, die RST-verbindings en die GPG-verbindings van die lewe, hierdie geloofsgoed verduidelik het. Hy het altyd 'n mooi ding gesê, hy het dit so mooi gesê altyd in die klas, het hy gesê, ons moet weet, al die koninkryke van die aarde, almal het opgekom, geblink en versink. Maar ons het die versink sommer verstink genoem. Want dis wat gebeur. En as jy oor die geskiedenis praat, elke koninkryk kom op, hy het 4 hoogtye en dan val hy uitmekaar uit. So wat bid ons, vriende, as ons bid dat koninkryke sal gebeur? Ons bid as te ware dat die Here sal kom, laat die koninkryk kom, Here kom verplaas menslike koninkryke. Kom verplaas hulle, dat hulle sal plek maak vir God se koninkryk. Dat mense die reg wat hulle het om te kies teen God of om op 'n manier wat hulle leef as vyande van die kruis, om dit te vervang, toe te laat dat God se koninkryk in hulle lewens kom. Ons bid effektief dat God se koninkryk kom in ons huise, dat God se koninkryk sal kom in die kerke. En want daai foutjie maak ons permanent. Ons dink die kerk soos hy nou is perfek God se koninkryk. Ver van dit. Ver van dit. Kerke sondig in hulle konstitusies. Kerke sondig in hulle geskiedenis. Kerke sondig in hulle besluite. Plaaslik sondig kerke. Elke gemeente het sy eie sonde, net soos mense. En daai sonde is gewoonlik lankdurig. Hy is hardkoppig. Hy word van geslag tot geslag oorgedra. Jy kan maar in die kerkbode gaan kyk. Jy kan maar 'n bietjie begin notas maak. Ek is nou al so 'n klompie dekades besig met die kerk. En daar's kerke wat elke 3 jaar 'n nuwe dominee beroep. 3 jaar. As hulle klaar moet 'n dominee. En dan kan jy maar daai dominee gaan soek. Jy sal sy wrak iewers kry, want van hom is daar nie veel hoor nie. Daar's gemeentes wat elke 3 jaar klaar gespeel het met 'n dominee. Daar's dit die volgende man. Dis 'n sonde. Dis nie God se koninkryk nie. Ek het nou dag vir iemand gesê, toe praat ons oor 'n gemeente wat nou op bestaan het. Toe sê ek gaan iets baie wreed sê, maar dis nie mense wat kerke toe maak nie. God maak kerke toe. Openbaring sê dit vir ons. As julle nie van julle sonde bekeer nie, gaan ek kom en gaan die lamp wegvat. En dit gebeur. Vriende, ons moet bid dat God se koninkryk in ons huise, in ons kerke, ons moet regtig gaan vra. Here, is hierdie gemeente soos U hom wil hê? Is hierdie gemeente besig om die koninkryk van God te wees en nog meer is hierdie gemeente besig om sy roeping in die koninkryk van God uit te leef?
Wat wil U vir ons as gemeente? Ons bid dat die koninkryk sal kom op ons speelgronde, in ons dorpsstrate, in ons werksplekke, in ons skole ensovoorts. Effektief oral waar mense in beheer is, besig om besluite te neem, het ons nodig dat die koninkryk van God sal kom. So vriende, eerstens erken ons wanneer ons hierdie sinnetjie bid. Here, ons erken ons is swak en ons wil is swak en ons maak so vinnig keuses wat teen U koninkryk is. Ons bid dat U ons sal kom vat op 'n pad en dat U koninkryk in ons lewens sal laat kom. Maar ons bid nie net vir ons wêreld in hierdie sinnetjie van die Onse Vader nie. Ons bid ook natuurlik vir hulle wat donker dade doen. Hulle wat nog glad nie by 'n plek is om te vra, Here, laat U koninkryk in my lewe kom nie. En ons bid vir die invloed van daardie donker dade en dat U daar redding sal bring en dat U koninkryk daar sal kom. Derdens bid ons vir institusionele sonde. Vir daar waar institusies sonde in plek stel en onderhou. En in ons tyd is humanisme een van daardie sondes wat besig is om sy vrugte, sy vrotvrugte te begin wys. Verder bid ons dat die koninkryk van God ook in kulture sal kom. Ek het toe ek uit Natal uit hier gekom het en begin beleef het hoe die wêreld hier werk. Obviously in Natal leef jy tussen duisende Zulus. Ek vra baie keer vir mense om hulle te skok. Hoeveel NG lidmate dink jy is aan elke 10,000 mense in Natal? En dan sê hulle seker so 100, dan sê ek nee 2. En dis al 'n klomp jaar terug, daar's nou minder as 2. NG lidmate. As jy 10,000 mense van die populasie vat, is net 2 in die NG Kerk. En 2 is seker in die ander kerke in die dorp. En nog 2 is nie in die kerkie. En dis omtrent die blanke mense. Ek skat 7% van ons hele bevolking is blank, maar baie van hulle sit in die Wes-Kaap. So in Natal is daai 7% baie laag. My skoonpa het eendag daar kom kuier en hy was geskok toe hy in die dorp inry. En die snaaks was ek het nooit onveilig gevoel nie. Die Zulus weet wie hy is en die stamhoof bepaal ontsettend baie. So in daai geval bid jy, Here, laat die koninkryk kom ook by die stamhoof en in dan lewe daar iets reg, want my kinders het nog nooit beleef dat 'n fiets gesteel word nie. Hulle rolskaatse en skopfietsse daar voor in die tuin gelê. Daar's nog nooit 'n ding van hulle gevat nie. Hoekom? Omdat iets daar gewerk het. Iets daar reg was. Al was daai stamhoof Zulu en met die Zulu godsdienst en alles, het hy beginsels nagekom en vir sy mense gesê, daar is die oom van die huis, jy raak nie aan hom nie. Daar het menigte aande 2 mense verbygeloop. O ja, die lokasie was presies 400 tree weg. Daar's nooit iets by ons gesteel nie. Maar toe ek hier kom, begin kyk ek rond, en ek het dit al baie gesê, die Zulu mense het 'n trots en hulle het 'n kultuur en hulle het 'n erfenis. En ek sê nie daai kultuur is Christen nie, want in die Zulu kerk is daar bitter min Zulu mans. Dis basies die dominee en die hoofouderling, en as jy gelukkig is op 'n Sondag kry jy nog 2. En dan's daar 'n paar jonger mans, maar soos hulle ouer word verdwyn hulle. So daar's sonde in die Zulu kultuur ook, obviously. Maar die Zulu kultuur het 'n eie. En dan kom jy in die Kaap en dan besef jy die so groot persentasie van die Kaap, mense wat ontwortel was deur die jare en mense wat op plekke sit. Ons breinmense, wat se kultuur het hulle? Jy besef by party van hulle is daar hierdie absolute hoë taal en respekvolle manier met mense praat. Hulle spreek mekaar almal aan as meneer en mevrou. Jy daai deel van ons breinmense en dan het jy 'n deel van ons breinmense wat verskriklik religieus is en Sondag, hulle mis nie 'n kerk en 'n diens nie. Maar dan is daar 'n groot deel wat ek sukkel om te sê wat is die kultuur behalwe drank. So wanneer ons hierdie sin bid ons vir kulture en bid ons Here kom bring verandering dat in ons breinmense daar die wêreld sal verander en die dwelmprobleem sal verander.
Ons bid vir ons dorp se kultuur. Ons bid dat hier in ons dorp 'n vriendelikheid en 'n manier van menswaardigheid en omgee vir mekaar sal ontstaan. Ons bid vir ouens soos die sakekamer, want hulle is besig om iets reg te doen. Jy hoor dat die Here se koninkryk kom op allerlei vlakke. Vriende, baie keer is die sleg van mense wat hulle wil uitoefen, dat soos hulle aangaan in die lewe, leer hulle jy kan met mense maak soos jy wil. En hierdie is die belangrikste ding vir my onder hierdie punt. As ons bid, Here, laat U koninkryk kom, dan bid ons, Here, laat U koninkryk ook kom daar waar mense hulle mag oor ander misbruik. In ons huise, in ons kerke, in ons skole, waar mense die mag wat hulle oor ander het, op die verkeerde manier gebruik. Dat daai ons tot bekering sal kom en voor U begin vra, Here, wat beteken dit om mag te hê? Hoe moet ek met iemand maak? Daar's hierdie bekende gesegde wat sê, all it takes for evil to prevail is for good men to look the other way. So wanneer ons hierdie sinnetjie bid ons ook, Here, gee vir U kinders die guts om lig te werp wanneer ons weet iets is verkeerd. Here, gee vir ons die ruggraat om wanneer ons in 'n geselskap of 'n gesprek of 'n vergadering sit en iemand maak snedige opmerkings vanuit 'n magsposisie, dat ons sal sê, sorry, ek kan nie mee saamgaan nie. Jammer, jy is besig om jou mag te misbruik. Vriende, 'n laaste dingetjie op hierdie een sin snedetjie. Here, laat U koninkryk kom. Want ek voel amper hierdie een maak nie net 'n hoofstuk oop nie, hy maak klomp hoofstukke oop. Waar in die 5 bedes, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, gee ons vandag wat ons nodig het, vergewe ons sondes en lei ons nie in versoeking nie. Waar in die 5 bedes word daar 'n hoofstuk oopgemaak waar ek voor God moet gaan sit oor my eie roeping? Want elkeen van ons is geroep. Of jy 'n boer of 'n onderwyser of 'n mamma is wat kinders grootmaak of 'n ouma is wat in die ouete huis sit, ons is besig om 'n roeping uit te leef. Waar praat ons met God oor ons roeping? Onder hierdie punt. Wanneer ons begin bid, Here, laat U koninkryk kom, moet ons iewers af en toe in daardie gebed stil genoeg voor God raak en sê, Here, wat wil U vir my? Is ek nog op pad? Here, is die droom wat ek sien U vir my het, is dit werklik U droom of het U 'n groter droom? En dis snaaks, so die Here baie keer 'n onvergenoegdheid by mens begin tuisbring. 'n Onvergenoegdheid wat in jou hart begin opkom. En as jy lank genoeg begin bid daaroor en lank genoeg begin met mense praat en sê, maar ek het hierdie onvergenoegdheid, dan maak iemand op 'n dag die opmerking om te sê, wie sê dis jou onvergenoegdheid? Jy het nou hier gaan bid, jy het vir die Here gevra, dit bly in jou hart opkom. Wie sê dis jy? En dan sê hy vir hom, wat bedoel jy? Wie sê dis jou begeerte hierdie? Dink jy nie dis moontlik dat God sy hart in jou hart laat begin wys nie? Dink jy nie dis moontlik dat God in jou begeertes en dit wat in jou diepste wese begin ontwikkel, dat God sy wil daar begin wys nie, dat God ontevrede is met die feit dat jy aanhou en aanhou op dieselfde paadjie, dat God miskien 'n droom of 'n rigtingverandering vir jou het. Ander kere dan het God vir ons gesê wat ons moet doen, en dan kom ons daaraan, dat dit net vrek moeilik, en al wat ons by God wil hoor is, okay, wanneer kan ek skuif? Wanneer kan ek, wat is die volgende ding? Here, ek is reg, stuur my. Jona gaan soontoe. Nee, Here, ek wil bietjie hier na Tarsus toe. Daai lyk na die pad vir 'n jong opkomende profeet. Kyk, daar kan 'n man dan gaan blink wees en jy kan sommer vinnig die trappe van die leer klim en profeet wees. Here, ek kan net sien, ek betaal sommer self vir 'n skip om soontoe te gaan, maar Here, ek is reg, ek gaan. Dan vat die Here vir Jona in 'n askese en hy loop sit hom daar in 'n vis, dat hy net 'n slag kan begin bid. En sê, sorry, ek moes actually gebly het. Ek moes iets anders gedoen het.
Maar vriende, onder hierdie bede is daar iewers plek waar ons moet voor God kom sit en sê, is ek op pad? Is ek nog op trek? Here, wil U vir my? En dan in daardie oomblik ons lewe kom uitpak voor God en sê, Here, hier's die koninkryk wat U vir my gegee het. Wat wil U? Moet van die goed wegval? Moet van die goed verander? Moet die koninkryk skuif? Wat wil U? Vriende, dan 'n laaste oomblik in hierdie een bede droom ons ook. 'n Laaste hoofstukkie van laat U koninkryk kom, is dat daar vir ons 'n duidelike verhaal gegee is oor God se finale koninkryk. En ek gaan vanaand met God se finale plan vir ons afsluit. En net vir 'n oomblik weer 'n paar verse lees, net om ons geheue te verfris. Ek gaan dan na Openbaring 21 toe. Ons bid vir al die koninkryke van die aarde en die geskiedenis om te loop soos hy moet loop, vir God se plan om uit te vloei soos hy moet uitvloei, en hy ontwikkel en hy's op tyd. En iewers gaan dit verby wees. Iewers gaan hierdie ratte hulle laaste draai gegee het. Iewers gaan hierdie tyd volloop. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. Julle moet die see geniet, oukies. In die hemel is daar nie 'n see nie. So as julle see toe gaan, geniet hom, dis 'n aardse ding daai, lyk dit vir my as ek hier lees. Maar anyway, die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandig is, moordenaars, onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars, en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Ek wil dan ook Openbaring 22 net so enkele verse vir ons lees. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die lam sal in die stad wees, en die dienaars sal hom dien, en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien en sy naam op hulle voorkoppe, en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Hoor jy wat sê die laaste sinnetjie? Die Here sal ons verlig, en ons sal tot in alle ewigheid regeer. Laaste twee versies, vers 20 en 21. Hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou, amen. Kom Here Jesus. Die genade van ons Here Jesus sal by die almal wees. Ons lees tot sover.
OK, dis om hulle reg. Hierna het julle nog 'n handjie nodig. Vriende, kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, Here Jesus, ons bid dat U koninkryk sal kom. Here, ons bid dat U ook verder hierdie aand met ons gaan en dat U ook daar sal help waar daar nou nood is. Here, baie dankie dat ons lewens in U hand is. En ek bid, Here, dat U vir ons werklik waar die guts en die genade sal gee om ons lewens se slag voor U te kom oopgooi, om te sê, Here, hier is dit. Ek los my vasklou. Ek laat dit toe. En ek vra, gee terug wat U wil. Lei my soos U wil. Laat U koninkryk in my koninkryk kom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met die sing van U is waardig.